Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n woord vir julle te kan bring vandag en aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek vir julle kan bedien met 'n woord. Nou kind van God, baie keer as ons aan die einde staan van iets wat gebeur het, iets wat gesê is, iets wat nou tot op 'n punt kom, dan voel ons dis die einde. Dit is nou verby. Maar het jy geweet, baie van hierdie dinge wat vir jou lyk of dit die einde is eintlik vir jou 'n begin. Hoekom sê ek so? Ons lees in Genesis van Josef se verhaal, hier van Genesis 37 af. Toe Josef in die put gegooi was, ek is seker op 'n kol het hy gedink, dis die einde, dit is nou verby. Maar dit was die begin van 'n reis na Egipte, iets wat hy nooit verwag het gaan gebeur nie. En dit was hom 'n nuwe begin, totdat die gebeurtenis plaasgevind het van hom en Potifar se vrou. En hy was in die tronk gegooi vir iets wat hy nie gedoen het nie. En daar is ek seker het hy ook gedink, dit is die einde. Maar dit was toe die begin van waar sy pad toe gevolg het in die tronk, waar hy so 'n verskil gemaak het. En laterhand is hy tweede in bevel geplaas van Egipte. En hoekom dink julle is dit so? Josef kon opgegee het, maar hy het nie. Want hy het geweet, God is met hom. Kind van God, ek wil jou vandag bemoedig. Al voel dit vir jou, dis die einde, dis nou verby. Wil ek vir jou sê, wanneer God in jou lewe is, en wanneer God 'n doel vir jou het, dan is jou einde net die begin van iets niets. En dan kan jy terugkyk, en dan gaan jy sê, maar hoekom was dit nie lankal al die einde sodat hierdie nuwe begin kon plaasvind het nie? Ek weet, baie keer as ons aan die einde kom van 'n era of van 'n situasie, dan voel ons, weet jy, kom ons los dit net. Wat kan tog goeds hiervan kom? Maar weer eens, 'n vers wat ek baie aan vashou, Genesis 50 vers 20, wat sê, wat julle versleg teen my beplan het God omgedraai in iets niets. Maar die Engels sê dit eintlik so mooi, what the enemy meant for evil, God turned it for good. So my boetie en sissa, ek wil vandag vir jou bemoedig, jy wat voel dis verby, dit is net die begin van iets niets, 'n nuwe pad om saam met God te stap, 'n nuwe seisoen wat besig is om vir jou aan te breek. Ek is seker julle sal dink, toe ek my oë verloor het, heeltemal verloor het, toe het ek ook gedink dis die einde, maar ek het geweet in wie my geloof is, en dit was die begin van iets niets in my lewe. Kyk waar sit ek vandag, 5 jaar later, en ek is gelukkig, ek is tevrede, want ek weet wie is my koning, en ek weet wie sal my deurdra. En as God dit vir my kan doen, kan hy dit vir jou ook doen, my boetie en sissa. So ek wil vir jou sê, moenie dink dat jou einde is die einde nie, want jou einde mag dalk net die begin wees. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie, dat ons weet U is in beheer van alles. Wanneer dinge tot 'n einde kom, weet ons, daar is altyd 'n nuwe begin, en ek bid vir my boetie en sissa wat vandag op 'n plek is, waar hulle op moedverloorse vlakte is, waar hulle voel, dis die einde, waar hulle voel, dis verby, bid ek, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien, Here, dat die begin van 'n nuwe seisoen, die begin van iets niets, lê voor hulle, en dat hulle dit met albei hande sal aangryp, in Jesus Christus naam. Baie dankie, Vader. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julle self, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir ons weer 'n woord. Tot dan, tot ziens julle.